Spits julle ore, maak julle oë oop. Hier kom vandag se kuier saam Rian Kruiwagen. Rian, klink hierdie lyn bekend vir jou? Ja, nogal Leilani. Baie dankie, dis lekker om saam met jou te kuier. Nee, dit is vir my regtig ook lekker. Ek het so uitgesien daarna. Jy is 'n verskriklik interessante mens. Ek sit letterlik hier met 5 papiere volgeskryf van navorsing wat ek wil, soos hulle gesê het, cram in 'n 30 minute onderhoud in, okay? So ek het, as ek hoop jy kan my mooi sien, want ek lees hierso van my notas af. Ek het nou nie 'n teleprompter of 'n iemand wat my help nie. Maar baie Kom maar, dankie. jy sal net groot word. Exactly. So ek wil net baie graag vir wie ook al dit kyk en dalk nie weet wie Rian Kruiwagen is nie, wil ek net baie graag voorstel om die volgende te lees. Rian Kruiwagen, die man wat al in Nederland en Amerika gewerk het in sy jonger dae. Die man wat glo as jy iemand se naam en van reg uitspreek, respekteer jy hulle. Die stem wat baie van julle sal herken van die gewilde haasdas af, waarmee meeste van ons groot geword het. Hy is al op die televisie van Mei 1975 af. Ek was toe net 1 jaar oud. Sy liefde vir nuus en aanbieding kom al van 1950 af, toe hy nog baie klein was. Rian is nie 'n man wat gaan lees wat mense van hom skryf op social media of Wikipedia nie, en daarom het ek ook besluit om vandag my gunsteling T-shirt te dra, want baie sou vir my sê, Leilani, jy moet bietjie beter aantrek as jy met Rian Kruiwagen gaan gesels. Maar Rian, ek dink jy seker goed plaai jou nie. Ek is net baie bly daar staan nie op jou T-hemp Rian se kind nie, want jy's Pieter se kind, sien ek. Ja, ons het nou nie 'n Steve Hofmeyr op onsself trek nie. Nee, nee. Dis net 'n grappie. Ja, Rian, het ek dit reg? Het ek dit in 'n nutshell reg wat ek daar geskryf het van jou? Ja, dit is so, jy weet, jy praat nou van ver in die verlede, in die geskiedenis, en gelukkig onthou ek daardie dae, veral die begindae van televisie, maar toe was ek al 'n deurwinterde uitsaaier, want ek het in 1965 al op die radio begin uitsaai, lank voordat televisie in Suid-Afrika op die toneel verskyn het. So, jy weet, dit wek aangename herinneringe by my as ek nou praat oor die ou dae. Dit is so lekker. So ek wil ook hierso net ietsie noem. Ek het 'n plasing gemaak op Facebook en vir 'n paar mense nog vra wat hulle nou vir jou vra as hulle nou weet as hulle jou nou kon interview, okay? En baie van die vrae, toe ek in my navorsing doen, toe kom ek agter al daai vrae is al beantwoord oor die jare, okay? So Ek sou so dink, ja. Yes. So ek het besluit ek gaan nie noodwendig al daardie vrae vra nie, want ek het so uitgesien om met jou te gesels en my hele platform by Krulkop gaan eintlik oor 'n bietjie anders te wees. Jy weet, jy kan sou sien my T-shirt wat ek dra en ek wil nie net die gewone gesels as hê met jou nie. So ek wil net vir jou sê iets wat ek so gelag het, Rian, toe ek nou navorsing doen oor jou, is toe ek op die video afkom van toe jy vir Mariet gesê het spuitpoepe, né? Ek het lekker gelag. O, genade. Ja, ek kan nie eers meer presies onthou wat sy my gevra. Ek dink sy het vir my gevra wat is 'n sekere ja, ek dink dysenterie of so iets. Ja. En toe is daar nie baie tyd om vir haar te verduidelik nie. Toe sê ek net vinnig vir haar wat dit is, maar nou ja. Toe stort sy in tye. Maar ek het ook vanoggend toe ek dit kyk, ek het regtig so gelag en dit het my net weer eens laat besef ek gesels met 'n persoon wat net eintlik heel normaal is. Jy weet, die feit dat jy altyd op televisie was en in almal se huise is en kyk, niemand het 'n slegte ding oor jou te sê nie. Jy's so geliefd, maar dis net vir so mooi toe ek al hierdie goed van jou sien. Jy's net 'n normale ou. En dit is regtig waaroor ek vandag wil praat nou. So my eerste vraag aan jou is: was jy ooit al laat vir 'n opname en hoe kry jy dit reg om nie te verslaap nie? Nee, ek het nog nooit laat opgedaag vir 'n opname nie. Ek het wel een keer heeltemal vergeet van 'n uitsending. Okay. En dit was tot my groot skande want ek het nogal die rooster opgestel. En toe ek weer sien toe lees iemand anders die nuus en ek het die rooster wat ek self opgestel het net eenvoudig verkeerd vertolk of ek het dit vergeet en dit was 'n Saterdag aand se 6uur nuus. En daar val ek amper soos oor 'n olifant ouds agteroor van my stoel af. Toe ek sien maar dit is 'n persoon wat nie veronderstel is om die nuus te lees nie wat daar verskyn. Maar verder het ek nog nooit laat opgedaag vir 'n opname of enige afspraak nie. Soos ek sê, een keer in my lewe het ek vergeet. Maar
Jy weet, ek dink 'n mens kan daarom ook maar eenmal in jou lewe 'n fout maak. Maar wat die vroeg opstaanery betref, toe ek Goeiemôre Suid-Afrika daarbey betrokke was en ook op Kyknet se dagbreek, toe ons dit 2 jaar lank op die lug gehad het. Dis nie vir my 'n probleem nie. Ek is gewoond aan vroeg opstaan, want in my radio dae moes ek dikwels die ou Afrikaanse diens, jy weet, die voorloper van RSG, hier in die 60er jare 6 uur in die oggend open, jy weet, hulle het nog nie deur die nag uitgesaai nie. Uitsendings het 6 uur begin, dan moes jy al op die laatste 4:30 daar wees, en ek het gewoond geraak daaraan. Ek is absoluut gekondisioneer met ongereelde ure. Daar is nie so iets soos 'n naweek vir my nie. Ek werk maar volgens 'n skedule, jy weet, van maandag tot maandag. En as jy geskeduleer is om op 'n vakansiedag of 'n Saterdag of 'n Sondag te moet uitsaai, dan doen jy dit. Dis deel van die werk. Ek noem dit een van die beroepsrisiko's. Okay, nee, wat ek het regtig gewonder daaroor, want ek persoonlik sal verskriklik stres. Okay, ek is soos jy, ek hou van oggend opstaan, ek's 'n oggendmens, so ek verpes dit om laat te wees. Maar op die ander dag, ons is mense, partykeer het jy regtig net 'n slegte nagrus, jy weet, jy het ook 'n lewe, jy weet, maar wat, weet, dinge gebeur, verstaan jy, so, mense dalk 'n slegte nagrus, so ek het regtig net gewonder oor dit, of jy enige geheime het, draai oorpleisies, is die kamer stil, is dit white noise, soos vandag 'n ding is, jy weet, is daar 'n Rian geheim? Nee, gelukkig is ek 'n baie goeie slaper. Ek klim in die bed, sit my kop op die kussing en ek raak aan die slaap. Ek het nog nooit aan slaaploosheid gelei nie. Ek is baie dankbaar daarvoor, want ek dink dit moet geweldig lastig wees om nie te kan slaap in die nag nie. Ek dink dit sou my angsbevange maak, maar ek slaap maklik, ek slaap lekker, ek slaap goed en ek staan vroeg op nog voor die mossies en ja, dis hoe my lewe is. Okay, so jy is lucky. Mense sê so, ja. Ja. Hoorie Rian, ek wil net na vir jou 'n verskoning vra dat ek so Afrikaans en Engels praat, maar ek sien Johan stem met sê in 'n video, dit is okay om partykeer Afrikaans en Engels te praat, en ek het myself gesê, ek gaan nou net my senuwees klaarmaak oor die woorde wat ek hier en daar gaan verkeerd sê, want ek het baie respek vir jou, so as ek my taal so 'n bietjie meng, dis nie omdat ek nie respek het vir jou nie, hoor. Nee, baie dankie, maar as dit jou enigstens beter laat voel, of soos die formulier sê, as dit tot troos of stigting dien, Dr. Jan Skutte het destyds in 'n gesprek gesê, wat is 'n tyre nou weer in Engels? So nou ja, ek moet spreek boekdele. Nou nie is, hier is nou as jy vir my vra nie, maar dit is so interessant hier nou sê, want soos, ek maak 'n rukkie terug 'n video, en ek sê vir mense, o, hierdie Messina is so lekker dit en dit nou, weet jy, ek is toe nou na die tyd uitgaan om te sê, blykbaar, nou het ek die woord nou vergeet, maar die Afrikaanse woord is nie Messina nie, jy weet, Messina is 'n brand. O, ja, goed. Ag, ek het nou vergeet nou wat dit genoem word. Dit is nie meelblom of iets van die aard nie. Ja, iets is daai. So iets, ja. Weet, maar ons almal praat nou soos die CC tyres. Gepraat van tyres, dit is actually een van my vrae. Ek wil hoor, wie hernie jou lisensie elke jaar? Doen jy sulke dinge jouself? Gaan staan jy in daai ry, kry jy koud, staan jy ook vroeg op? Wie doen jou lisensies vir jou? Soos my motorlisensies en so aan. Ja, die gewone ouens, jy weet die ding wat ons almal moet voor verlof vat en wat irritasie is, doen jy dit? Ja, natuurlijk. Ek is mos net 'n gewone normale mens. Ek moet ook my lisensies hernie, maar ek het daarom, miskien moet ek die geheimpie verklap, ek maak gebruik van organisasie wat namens jou in 'n tou gaan staan en jou motorlisensies elke jaar vir jou hernie. Dan hoef jy nie self daar te staan nie. Nie omdat ek nie daar wil staan nie, maar 'n mens het gewoonlik nie tyd nie, en ek hou nie van dit 'n tou staande ry nie. Maar as 'n mens moet tou staan, dan staan ek in die tou, en daar is nie 'n manier dat ek ooit voor in 'n tou sal indruk nie. Dit kan ek met groot vrymoedigheid sê. Ek weet daar is mense wat veel belangriker as ek is, en wat nie skroom om voor in 'n tou te gaan indruk nie. Ek weet daar's die ou grappie van die ou wat voor in die tou wil indruk, en toe vra hy vir die persoon, weet jy wie ek is? En woed skree hierdie ou, weet iemand daar wie hierdie man is, want hy weet nie wie hy is nie. Nee, 'n mens moet net eenvoudig normaal, soos 'n gewone ander mens deur die lewe gaan, jou pligte nakom. As jy in 'n tou moet staan, dan staan jy in 'n tou. As jy, jy weet, jy moet net jou beurt afwag.
Dit is nou Ja, maar hoe die lewe is. nee, absoluut, want dit is actually een van die vrae. Iemand het gevra, ek moet vir jou vra of jy al jou meer verloor het. Maar soos ek het nog 'n ongeduldige geaardheid, so ek hou ook nie van 'n tuistaanery nie. Dit voel vir my soos tydbors. Maar soos jy sê en ek weet jy's met baie groot integriteit grootgemaak en alles. Maar weer eens jy bly mens, is daar iets wat jou regtig nogal waarvoor jy jou kan wip? Wel, ek kan my vererg sonder om my gevoelens op my mou te dra en weet aan ander mense tentoon te stel. Want jy weet, 'n mens kan so maklik jou reputasie binne enkele sekondes afbreek terwyl dit 'n leeftyd verg om dit op te bou. Ja. Maar ek kan my bloediglik vererg by myself of as ek alleen in die motor is sonder om lelike tekens te wys vir mense wat nie verkeersreëls gehoorsaam nie. Mense wat rooi verkeersligte verontagsaam. Mense wat oor die sperstreep ry, mense wat nie jy weet aandui as hulle gaan draai of van baan gaan verwissel nie. Dit irriteer my omdat ek al daardie verkeersreëls nakom. Ek glo reëls is in die lewe om die lewe vir 'n mens makliker te maak en veiliger te maak en dit is daar vir almal om na te kom. Waarom moet party mense dan nou roekeloos op die paaie te kere gaan? Dit kos net op die ou einde lewens. So ek kan my nogal in die verkeer vererg, maar ek gee nooit vir mense lelike tekens nie. Dit het ek nog nooit gedoen nie. Maar ek sal miskien, weet by myself in die motor brom en sê maar my bloem 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 biep 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 biep, jy weet, en dan is dit weer verby. Maar as ek my vererg het, word ek ook baie gou weer goed. Ek hoor jou. Ek hoor jou. Dit is so nice om dit te hoor. Luister hier, dan wil ek graag vra, kook jy? Kook jy, weet op 'n Sondag of braai jy? Is jy iemand, het jy 'n Rian speciality dish? Ek dog amper jy gaan vra kook ek die boeke. Dit nou daarom nie. Ja, ek moes eintlik spesifiek gewees het, né? My vrou is 'n uitstekende chef. Sy is regtig meer as 'n kok, sy is 'n chef. Sy maak ongelooflike lekker kos. Dit het nog nooit vir my nodig geword om self kos te maak nie, behalwe as sy byvoorbeeld jy weet nie by die huis is nie. Soos op die oomblik is sy in Nederland. Sy kuier by haar moeder wat nou 95 jaar oud word. Sy's vir die groot geleentheid daar. En ek het nou al geleer hoe om 'n eier te bak. En ek het geleer hoe om 'n eier te kook. En ek kan roosterbrood maak en daardie tipe dinge. Kom ek stel dit vir jou kortliks. Ek is baie onhandig binne in die kombuis. Maar geef my 'n vuurtjie buite en ek kan vir jou die lekkerste vleis braai. Ek kan vir jou die lekkerste geregte in my kob noem dit nou maar 'n ketel maak, jy weet wat maar 'n mini Weber is. Ja. En dit is vir my, dit kan ek baie maklik doen. Ek is goed geoefen daarmee en ek doen dit baie graag ook. Maar moenie vir my vra om nou 'n fancy gereg te maak, jy weet met allerhande tierlantynkies en sulke dinge nie. Gee vir my 'n aardappel en ek kan hom kook of ek kan hom, jy weet, in folie toedraai en in die kolle sit of iets van die aard. Ek kan vir jou 'n heerlike varknek maak, ek kan vir jou 'n stuk rampsteak braai, enigiets, jy weet. Dit kan ek doen. Maar binne in die huis, jong, ek was in 'n stadium so, ek het selfs water laat aanbrand. Nee. Okay, so ons weet daarom jy gaan nie honger ly nie. Jy gaan 'n eierker maak, 'n aardappel en 'n stuk vleis, so jy gaan okay wees. Ek is heeltemal goed versorg, ja. Marisa Rian, dan wil ek baie graag weet. Dis op my eie vraag nou, want ek is nuuskierig, want ek is 'n homebody. Is jy ooit iemand wat op 'n Saterdag net sal sê, "O, dis bietjie koud, ek gaan in my nagklere rondloop die hele dag"? Nee. Nooit nie. Die nagklere is vir die nag. Jy trek dit in voor jy in die kooi klim en dan trek jy dit uit as jy gaan stort die volgende oggend en dis dit. Ek sal alleen maar nagklere in die dag dra as ek siek is. Okay. En in die bed moet bly. Okay. Yes, hoorie, ek moet vir jou sê ons gesprek vloei so lekker, want dis actually my volgende vraag nou. Kry jy ooit man flu? Het jy al gehoor van man flu? Ons vrouens kla mos, ja, man flu is 'n ding, Rian. My man is 'n apteker, okay? So man flu is regtig waar 'n ding in die lewe. Baie van ons vrouens kla oor ons mans is te pieperig. As hulle siek is, dan weet hulle nou verskriklik siek, okay? Of baie mans hou weer nie daarvan om opgepiep te word nie. So ek wil vir jou weet, hoe is jy as jy siek is? Kry jy erg man flu? Is jy ook so, jy weet jou vrou moet jou die heeltyd koester of hoe is jy wanneer jy siek is? Nee, wat wanneer ek siek is, sorg ek dat ek in die bed bly en probeer slaap en die ding afskud. Ek word nie baie siek nie.
Ek is geseën met 'n goeie gesondheid waarvoor ek baie dankbaar is. Maar die enigste ding wat my soms onderkry is 'n migraine. Ek is nogal geneig om soms 'n migraine te kry wat veral deur sinusontsteking veroorsaak word. En dan moet die kamer donker gemaak word en ek wil net geen lawaai om my hê nie. En dan moet ek die ding net afslaap vir 'n paar ure en dan is ek weer reg. Maar ek het nie nodig om opgepiep te word nie, want so dikwels sal mense wat jou wil oppiep vir jou op ongeleë oomblikke goed wil bring en vir jou wil weet toemaak en dit en dat, ek weet nie, maar nee, dit werk nie so by my nie. As ek siek word, klim ek in die bed en ek word gesond. Ek is sommer indruk met jou. Hoorie, wat ek wil net die geleentheid gebruik maak, wat ek ook hierso sê, as jy dalk nou ooit sou keelseer kry, want ek weet jy bly daar in Celebration, noem tog maar vir die mense, jy het by my gehoor van Laringo, dit is een van my borke, Laringo, vreeslike baie oulike produk vir keelseer. Hoorie so, dans jy. Is dit iets waarmee jy gorrel of wat? Ja, so jy spuit hom in jou keel, so hy lyk so, weet jy my nou mooi, so, ja, ek het nou toevallig vanoggend 'n bietjie vol neus gehad, want hierdie Joburg lig is mos maar die vuil, spuit net, en ek wil dit nie nou doen nie, want nou verstik ek dalk of iets, en dan is ek nou my program daarmee heen, maar jy spuit hom net in, en hy werk fantasties, is 'n natuurlike produk, die klein kinders kan hom gebruik, dit is, ja, so hy werk herbal mouth and throat spray, dit word Laringo genoem. Ja. En 'n mens kry dit seker by apteke. Ja, hy's by jou Dischem en by jou van Heerdes in Pretoria weet ek, maar hy's by jou Dischem beskikbaar. Ja. Ja, goed. Ja. Ek sal dit onthou. Ag, dankie man, ek waardeer dit. Hoorie so, is jy iemand wat dans? Wat dans? Ja. Nee, ek het 2 linkervoete. Weet jy, dit is snaaks dat jy dit vra. Toe ek so 'n jong omroeper was, dit was ek dink hier in 1968, toe ek voltyds by die SAIK begin werk het as 'n omroeper. Toe het ek 'n kollega gehad by die Afrikaanse diens, ook 'n omroepster met die naam Mimi de Tooy. En Mimi kom toe eendag na my en sy sê, ons was seker omtrent ewe oud. Sy sê, ek wil so graag danslesse neem, wil jy nie saam met my gaan danslesse neem nie, kan jy dans? Ek sê toe, nee, ek is nie 'n danser nie, ek het nog nooit gedans nie. Sy sê, kom ons gaan neem danslesse by Arthur Murray. Ek sê toe, nee maar goed, jong, want ek is toe nog onverbonde, jy weet, en los. En ek en Mimi is toe by Arthur Murray vir ons eerste les, en dit was te lekker. Hulle sê toe nogal vir my, ek het 'n aanleg vir Latyns-Amerikaanse danse, wat my toe pas, jy weet, want ek hou van die samba en die rumba, ritme en salsa en so aan. En ons het die volgende dansles toe 10 dae later hê, en toe is daar 'n lang naweek tussenin, en Mimi gaan toe daai naweek weg Kimberley toe, dink ek, en daar verongeluk sy toe nou langs die pad en sy is oorlede. En dit is toe die einde van my danslesse, my dansloopbaan. Ek het nooit in my lewe weer gedans nie. Die dood het tussen beide getree, ek sê dit met pietyd. Ai, dit is nou wragtig, dis eintlik baie hartseer, maar dis ook bietjie van 'n snaakse storie. So, dis nie jou skuld dat jy nie meer dans nie, dis die dood se skuld. Ja, en Arthur Murray skuld my nog 1 dansles. So jy het krediet. Ek weet nie of dit na 50 of 60 jaar nog sal werk nie. Baie snaaks. Hoorie, ek het in een van die onderhoude gehoor wat jy gebruik die woord ter plaatste. Het ek nou reg geskryf? Ter plaatse. Wat beteken dit? Ter plaatse beteken op die plek. Hulle gaan ter plaatse 'n ondersoek doen. Ons het dit baie in die nuus gebruik. As daar 'n vliegtuigongeluk was, dan doen hulle ter plaatse op die plek van die ongeluk. Ondersoek. Okay. Want ek was Volgende vraag. Nee, want dit is nou nog 'n oulike woord. Ek het baie van gehou, maar ek het nie mooi verstaan wat dit beteken en ek wil nie gaan Google dit nie. Hoorie so, ek het groot geword in Pretoria Wes. So ons familie was vreeslik lief vir Ford Cortinas, okay? En so ek wil baie veral as hulle beige, veral as hulle beige is. Einste. Dit is nou wat ek sê. So ek vroeg op my hele lewe lank as persoon wil ek 'n Cayman Kia gehad het. So wat is jou gunsteling ou kar? Het jy dit al gery? Het jy 'n Ford Cortina gehad? Vertel my 'n bietjie van jou karliefdes. Ek is my lewe lank maar 'n Mercedes-Benz man. Ek is baie lief vir 'n Mercedes. Ja. Maar my gunsteling motor, en ek sou nie net my voortande nie, maar my hele gebit wou gee om een te kry. Ja. En dit is 'n
30 Ford Model A. Man, dis nou die oulikste ding. Ek dink jy kan net 2 mense voor in hom inpas. Jy weet, dis daai ou karretjies wat lyk soos 'n spinnekop. En dan het hy so 'n bagasiebakkie agter, die Engelse noem dit 'n dicky seat, wat jy kan oopmaak. So jy kan nou voor agter die stuurwiel sit, en dan is jou volledige GPS en klankstelsel in die kattebak, in die vorm van jou vrou. Okay. As jy nou verstaan wat ek bedoel. Ek vir 'n oomblik nie, want ek dog myself met daai kar het mos nie dit gehad nie. Okay, jy is so snaaks, oh my genade. Jou kleinseun het by jou 70ste verjaarsdag gesê, hy wil ook baie graag soos oupa op die TV wees eendag. Is dit nou nog die geval? Goeie genade, dit was 10 jaar gelede. Nee, hy is nou 'n matriek, daar dieselfde ouetjie. Hy is nou 'n matriek, hy skryf matriek verjaar, hy is nou 17, of word 17, en hy wil volgende jaar op Stellenbosch gaan studeer, en hy gaan in 'n ekonomiese en regs en informatika rigting in. Iets van die aard, so 'n kombinasie van vakke. Sy sterkpunt lê net maar daar. Hy's baie veelsuidig, maar hy gaan nie 'n uitsaaier word nie. Nee. Hy's lief vir kultuur en toneelspel, en hy het aan die skool se amateur toneelgroep behoort en het baie goed gevaar, en hy sal dit nou maar as 'n stokperdjie beoefen, maar ek dink nie sy kop sal ooit uitsaai wese toe staan nie. Nee, magtig, hy wil dit darm ook nie brandarm deur die lewe gaan. Ja, want jy sal nou vir kan sê, jy weet, moet jy doen of doen dit. Nee, want toe ek nou daai onderhoud of die video sien van hom wat nou 'n klein seentjie is, toe dink ek net vir myself, weet, dit is so tipies. Ek het gewonder wat gaan jou antwoord wees, want ons almal droom oor wat ons eendag wil word, jy weet, ek onthou seuns wil dan 'n brandweerman word, dan 'n polisieman en dan dit, jy weet, en dit is wat die beautiful ding is, want jy het ook in Stellenbosch geswat, né, studeer. Ja, ek het daar geswat met 'n SAIK beurs en van 1965 af, en toe het ek as deel van my beursvoorwaardes al begin uitsaai in die Kaap. So ek het my uitsaai tande in Kaapstad geslyp. Nogal as 'n radioakteur. Ek het begin met deelname aan radioteaters en vervolgverhale, opgevoer deur die legendariese Susan van Wyk en Pierre Marais en die mense. En toe nou ook die streeknuus daar gelees, en die dae toe hulle nog 'n streeknuus uitsending gehad het, en ek het op Radio Goeie Hoop uitgesaai. So ek het my maatie daar eintlik baie wyd geniet, jy weet, benewens studies en studenteaktiwiteite, het ek toe nou uitgesaai ook. Nou kan jy dink dat iets lekkerder kan wees is dat jy as 'n student al jou loopbaan kan begin beoefen. En jy weet, ek nou nog daarvoor betaal word ook. So dit was 'n wonderlik. Dit is absoluut net amazing. Hoe gereeld sien jy nog jou kleinkinders? Hoe gereeld, want ons woon 2 kilometer van mekaar af. Kyk, ons het nou 5 jaar in Mosselbaai gewoon, en toe teruggekeer Johannesburg toe, en die groot trekpleister was maar om nader aan ons enigste kind, ons dogter, en haar gesin te wees. En die ding is, jy weet, in die Kaap het ons die voorreg ontbeer om ons kleinkinders te sien groot word, die 2 kleinseuns. En nou is ons naby hulle, en ons het nou ook kontak met hulle, en ons sien mekaar gereeld, en dit maak die wêreld se verskil. Jy weet, as mens ouer word, dan verander jou prioriteite. Toe ons Mosselbaai toe verhuis het, was dit nou baie lekker om te dink ons gaan nou lank daar woon en daar permanent aftree, want kyk, 'n ware uitsaaier tree nooit af nie. Hulle doof ons uit, maar ons tree nie af nie. En dinge het toe anders gewerk, weet, ek het nie familie in die Kaap nie, behalwe my broer wat in Kleinmond woon, en dit was ver van Mosselbaai af, 5 ure se ry. En 'n mens besef, as jy ouer word, gaan jy 'n tydstip nader waar jy miskien sorgbehoevend gaan raak. En dan wil jy naby 'n plek wees waar jy versorging kan kry. Nou, ek en my vrou is gelukkig albei baie gesond, maar wie weet wat môre of oormôre kan gebeur. En dan wil jy ook, as iets gebeur, as jy versorging nodig het, wil jy naby jou naaste familie wees. En ons enigste naaste familie is ons dogter. Absoluut. En haar kinders. En so dit is toe maar wat ons laat besluit het om terug te keer na ons heimat. Ons het albei hier groot geword.
So ons ken Johannesburg goed, ons is lief vir Johannesburg, ons is mal oor die klimaat in Johannesburg. Dit is maar die beste in die land. Dit Indien is nie waar. ter wêreld nie. Ja. Nee, ek stem heeltemal daarsaam met jou. Ek is 'n ou Pretoriaaner, ek het jou nou gesê waar ek vandaan kom, maar ek is nou van 2000 af in Johannesburg. Ek het baie lief geword vir Johannesburg. Ek hou ook daarvan. Ja. Ek is hier in Rodepoort en ja nee, Johannesburg is net jy weet dit is in jou bloed. Dit is nog iets wat jy gesê het natuurlik van jou werk. Ek help as ek dit nie reg sê nie, maar jy het ook gesê van as dit in jou bloed is dit soos 'n virus wat nooit weggaan nie. Jy weet jou beroep en dit Absoluut. is ja, and I get it, so dit sal sê, ja. Ja, en jy weet daardie tipe werk wat ek my lewe lank gedoen het, uitsaai, eers op die radio en toe op televisie, is so lekker. Oorlede Werner Vels het by geleentheid gesê, sy kan nie glo dat 'n mens betaal kan word vir werk wat so lekker is nie. Jy weet, want as jy jou uitsaai werk geniet, as jy regtig in hart en niere 'n uitsaaier is, dan geniet jy dit. Ja. En dan maak dit nie saak as jy dubbelskofte moet werk of jy sukkel om die einde van die maand uit te kom met jou geldjies nie. Dit is so lekker. Die beloning vir die werk wat jy doen, die bevrediging wat jy kry, maak dit dubbel en dwars die moeite werd. Maar jy moet in die wieg gelê wees daarvoor. Ja, nee, ek stem saam, maar ek dink dit tel ook regtig vir enige iemand, want ek is ook baie lief vir wat ek doen en ek sê altyd vir mense, dis my grootste wens vir elke een eintlik daar buitekant, is dat jy kan doen waarvoor jy regtig lief is, want jy weet, rykdom, dis 'n geselskap vir die hele ander dag, maar rykdom gaan nie net oor daai nulle in die bank nie. Ja, dis ideaal natuurlik om dit te hê, maar joh, daar is niks so lekkerder as om uit te sien, dit wat jy doen, jy geniet dit. Ek dink dit maak mense soos ek en jy wat lief is wat ons doen net ryker. En daarvoor sal ek altyd dankbaar wees, jy weet, dat ek dink dis 'n ander soort rykdom. Ja, dis 'n ander soort rykdom wat 'n mens het, jy weet, ek het nog nooit in my lewe opgestaan en dan gesê, ag, aarde tog, ek moet nou alweer vandag gaan werk nie, alweer gaan uitsaai nie, alweer die nuus gaan lees nie. Ek kon nie wag om te vertrek nie, dit was so lekker. En dit is nog steeds lekker. Ek het ure lank met jou gesels. Dan my een vraag wat een vraagie ook gevra het en dan gaan ek wel sommer by jou hoor, wat dink jy? Wat maak 'n goeie joernalis in jou oë? Dit is moeilik. Ek sou reken basies is dit, afgesien van die feit dat jy lief moet wees vir die werk wat jy doen as joernalis, dink ek is etiek ontsettend belangrik. Jy weet, om te sorg dat jy nie ekonomies met die waarheid omgaan nie, maar dat jy die waarheid ongeaffekteerd aan jou kykers of luisteraars of lesers publiek oordra. Daardie ek wil amper sê beheptheid met korrektheid, met die waarheid. Ek sien en hoor al te veel berigte wat sê hy het glo dit of dit gesê, of hy het glo dit of dat gedoen, of hy gaan glo hierdie ding aanpak. Daardie glo beteken jy het geen sekerheid nie. Jy moet gaan seker maak, daardie man sê beslis, ek gaan dit doen. Of hy het dit beslis gesê, jy het dit op rekord. Mens moenie maar sommer net kanse waag en reken, jy gaan dalk die kol tref nie. Wees korrek met dit waaroor jy verslag doen. Ja, kry jou feite. Rian, ons het nog so 8 minute oor. Nee, ek stem nogal saam met jou. As iemand my ook sou vra, sal ek sê definitief feite. En maak seker soos jy sê, en ek dink jy het in 'n ander onderhoud het ek ook gesê van wees deeglik. Jy weet, dat moenie net die een dink ek, jy weet nie, weet miskien hoekom my persoon by daai punt uitgekom het. Wees deeglik. Nee, dit is absoluut waar. Dan laastens weet jy, dit hou ook ten nouste verband met voorbereiding. As jy byvoorbeeld 'n nuusaanbieder is, maak seker dat jy weet wat in daardie nuusbulletin geskryf word. Vergewis jou van korrekte uitsprake. Vergewis jou van die korrekte uitspraak van moeilike woorde. Vergewis jou van goeie taalgebruik, dat dit waarin die nuus geskryf is, korrek is. Jy weet, so 'n voorbereiding gee die deurslag in die lewe van 'n uitsaaier. Dit is van kardinale belang. Ek sou reken dit is eintlik 80% van die sukses van wat jy beoefen as 'n uitsaaier. Nee, dis baie goeie advies. En baie dankie vir die advies. En ek gaan dit deurgee so aan die dametjie wat gevra het.
'n vriendin van my het hierdie besigheid Vriendskap Verdiepers. Hulle is toevallig ook in Nederland, Suid-Afrikaners, en ek het 'n kaart getrek. Hier is nou nie 'n bal wat ek ding uittrek, okay, maar dis ek net 100 van vra. Dis nie dis nie met daai kaarte nie. En die vraag is, wat is die mees spontane ding wat jy ooit gedoen het? So dis 'n kaart uit Vriendskap Verdiepers uit. So wat is jou antwoord op dit? Die mees spontane ding wat ek ooit gedoen het. Ja. O my aarde, nou vra jy my vas. Ek doen baie dinge op die ingewing van die oomblik, né? Ja, en dit is spontaan. Jy weet, dit is as ek 'n geleentheid raak sien en ek benut hom, dan het ek dit spontaan gedoen, maar wat? Joe, die mees spontane ding. Nee, jy bil my nou volkome uit. Maar wat 'n lekker manier om dan die onderhoud te eindig. Ek het nou nie geweet ek gaan nie uitbal met daai enetjie nie, maar ek het dit nou so geniet om jou weer te sien. Ek het jou 2012 gesien by ontbytsake toe jy my boek geteken het, toe het ons vinnig ontmoet en ek het nog altyd net 'n sagte plek vir jou, maar ek het dit so waardeer dat jy tyd gemaak het vir my vandag en regtig bly net hoe jy is. Jy is so geliefd. Baie dankie Leilani, dit is baie dierbaar van jou om al daardie mooi dinge te sê. Onthou net, ek is ook maar 'n doodgewone mens met baie gebreke en baie tekortkominge en ek is bewus daarvan. Maar nou ja, 'n mens moet die lewe net voluit leef, elke dag aangryp. Absoluut. Fred, gou stop recording.